Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Kolossense en ons gaan vandag daar uit hoofstuk 2 lees. Hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 5 gaan ons hanteer. En verlede week het ons heerlik gesels oor Paulus se diens en belang van die kerk, oor die geheimenis wat hy bekend maak. En ek hoop jou week was fantasties geweest en dat jy 'n verskil kon maak. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag wat U tot ons lewens toegevoeg het, 'n dag met klomp voorregte waarin ons kan lewe, en dankie vir lewe. Dankie vir 'n verhouding waarin ons kan staan, 'n verhouding met U, en dat U ook op 'n gereelde basis inspraak het in ons lewens, en dat dit ons lewens verander, en ons wil graag 'n impak maak in hierdie wêreld, en daarom vra ons dat U ook vandag deur die woord met ons sal praat, sodat ons 'n impak kan maak. Vader, ons doen dit in afhanklikheid van U, deur die werking van die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ouer gewoonte verskyn die teks op jou skerm, so kyk gerus, volg dit of volg dit in jou Bybel. 2 van vers 1 af. Nou, Paulus praat hier in hoofstuk 2, dan begin hy, en ons gaan net by die eerste paar verse stil staan. Hy praat hier, die opskrif sê waarskuwing teen misleiding, want onthou, hy het nou nog nooit hierdie gemeente ontmoet nie, en hy skryf vanuit sy ervaring uit, en dit wat hy dalk gehoor het van hierdie gemeente, skryf hy vir hulle. Maar hy sê vir hulle, wat is regtig die kern van alles, is dat ons nie Christus in twyfel moet trek nie. Dat Christus die kern van alles moet bly. En dit is wat hy nou vir hulle wil leer en weer eens vir hulle wil sê. Nou kom ons kyk wat sê hy. 2 daarvan vers 1 af. Ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle en vir die gelowiges in Laodicea en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. So Paulus kom begin en hy sê vir hulle, onthou, wanneer ek hierdie skryf, ek beywer my, en ek beywer my passievol en sterk vir julle. So al ken ek julle nie, bid ek vir julle, gee ek vir julle om, is ek eintlik in wese, of is ek eintlik in gees daar by julle. Julle is my baie belangrik. Ek stuur medewerkers na julle toe. Medewerkers wat van julle afkom, praat ek mee, ek rus hulle toe, en ek stuur hulle net eenvoudig weer terug. So dit wat daar gebeur, is vir my net so belangrik. Dis wat Paulus hier vir hulle sê. En dan begin hy, en hy sê, my doel daarmee is, dat hulle bemoedig moet word, né? So hy sê, dit is my baie belangrik, dat ek skryf hierdie brief, dat julle as gelowiges bemoedig moet word. Want hulle het dit moeilik gehad. Dit was nie maklik nie, want onthou, hulle is 'n klein groepie gelowiges, hulle is nie duisende nie, hulle is min, hulle is nie eens 100 in getal nie. So, hulle word dan blootgestel aan hierdie wêreld, wat vir Christus nie ken nie, en nou sê hy, julle het dit swaar, julle het dit moeilik, so dis my taak ook, as gelowige, hy begin mos en hy sê, ek is 'n apostel, ek is 'n apostel van Christus, ek is 'n gestuurde, ander kere sê hy weer, ek is 'n doulos, ek is 'n slaaf van Christus, ek is in diens van Christus. En dan sê hy net, dit is my doel om julle te bemoedig, om te sê, hou moed. En hy doen dit deur vir hulle te sê, maar hou vas aan Christus. Dis Christus wat ons hoop is, Christus wat ons deur moeilike omstandighede sal dra. So hy sê, my doel daarmee, dat ek vir julle skryf ook, is dat julle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees. Dis die volgende ding wat hy vir hulle sê. Julle as geloofsgemeenskap moet in liefde aan mekaar verbind word. Nou, ons gaan nou verder daaroor praat, kom ons lees net verder. Hy sê, met liefde aan mekaar verbind wees, en saam strewe in diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Nou sê hy vir die gelowiges, weet jy wat is my belangrik, en wat vir julle belangrik moet wees, is dat julle in liefde aan mekaar verbind is. En as hy sê liefde, God is liefde, sodat God julle aan mekaar verbind. Daar's dwaalleraars
wat van buite afkom, wat sê, wat Christus se persoon en wese en goddelikheid bevraagteken, wat sê hy is nie wie julle dink hy is nie. En hy sê nee, julle as gelowiges, sorg dat julle saam staan, dat julle in liefde saam staan, in Christus saam staan, sorg dat julle mekaar op 'n bepaalde manier hanteer, want as julle in liefde mekaar op 'n bepaalde manier hanteer, gaan die wêreld daar buite weet en agterkom dat julle disippels van my is, dat julle disippels van Christus is. So ons manier van optrede teenoor mekaar is 'n stuk getuienisaksie vir die wêreld daar buite. Hy sê, goed, ek wil julle graag bemoedig, julle moet in liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe, so dis 'n eenheid waarvan hy hier praat. Ons het dieselfde uitgangspunt, saam strewe na diep en volledige insig, na kennis, na kennis, van wat? Van God se geheimenis. God se geheimenis, dat ons dit kan ken. Nou wat is God se geheimenis? En hy het in die vorige hoofstuk, daar in vers 26 het hy dit genoem. Hy sê, dit is die geheimenis, wat eeue en geslagte verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan mense, wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. En dan sê hy, die inhoud van hierdie geheimenis is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. Christus is in julle, hy is die hoop op julle heerlikheid. Nou sê hy weer vir hierdie gemeente, hy sê weer vir hulle, dis my gebed, dat julle in liefde sal saamleef, ek gaan julle bemoedig, dat julle in liefde sal saamwerk, mekaar op 'n bepaalde manier hanteer, maar dat julle sal strewe na 'n diep en 'n volledige insig in die geheimenis. Die geheimenis is dat julle eintlik sal agterkom, en dit is wat hy hier vir hulle gesê het, wie Christus werklik is, dat hy in hulle is, dat hy hulle hoop is, en die hoop op die heerlikheid is. So, dit is sy hartklop vir hulle. Julle as gemeente moet alles in julle vermoë doen om Christus te leer ken. Nou is my vraag aan jou ook, is dit jou hartklop? Is dit jou passie? Want dis die geheimenis van die evangelie, wat Paulus gesê het in die vorige hoofstuk. Christus is in jou. Hy's in jou. Hy is jou hoop op die heerlikheid. Strewe jy dit na? Is dit jou passie? Ek wil eintlik sê, die feit dat Christus in jou is, bring dit 'n verandering in jou na vore, bring dit 'n verandering in jou dade na vore, bring dit 'n verandering in jou denke na vore, want hy sê dit is veronderstel om 'n verandering na vore te bring. Dis die diepe geheimenis. En soos wat hy vir die gemeente hier skryf, sê hy, julle moet daarna strewe. Strewe jy daarna om Christus beter te leer ken? Strewe jy daarna dat hy 'n verskil in jou lewe maak? Hy sê verder in hoofstuk 2, vers 2, die geheimenis is Christus. Dis die geheimenis. Christus is alles. En dat hy nou nog in jou is, En in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Hy sê, dis nie iewers in een of ander filosofie te vind nie. Dis nie in een of ander optrede te vind nie. Dis nie by hierdie persoon of by daardie persoon te vind nie. Al die wysheid en al die insig is by Christus te vind. En Christus is in jou. Daarom kan ek en jy ook vanuit ons verhouding met Christus, deur die werking van die Heilige Gees, kan ek en jy 'n verskil maak in hierdie wêreld. Kan hy insig en kennis by ons bring. Want as jy Johannes 14, Johannes 16 gaan lees, dan hoor jy daar wat sê Jesus, ek stuur juis vir jou die Heilige Gees om my woorde aan jou sigbaar te maak, of bekend te maak, om jou te herinner daaraan. En dit is wat belangrik is. Jy moet die volheid van Christus begin ontdek. Jy moet daarna strewe om die volheid van Christus te ontdek.
Nou volgende week, wanneer ons lees van vers 6 af, dan gaan ons ietsie van die volheid van Christus sien. Is 'n fenominale gedeelte wat ons volgende week gaan hanteer van vers 6 af. Maar hy sê hier, in Christus is al die skatte verborge, al die wysheid, al die kennis te vind. En jy, vanuit jou verhouding met hom, ontdek hierdie goed. Dan sê hy in vers 4, ek beklemtoon dit, sodat niemand van julle met valse redenasies mislei word nie, dat Christus nie die belangrikste is nie. Nee. Al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek tog in die gees by julle, en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde handhaaf, en dat julle geloof in Christus stewig vasstaan. Want hy sê, die dwaalleraars gaan Christus eintlik by julle in diskrediet probeer bring. Dat Christus sê vir julle, maar Christus is nie wie hy is nie. Jy moet in ag neem dat daar baie ander magte is, engele is wat aanbid moet word ensovoorts. Nie net Christus nie. Dis wat die dwaalleraars onder andere gesê het. Maar Paulus sê nee, Christus alleen. Dis die geheimenis van die evangelie. Strewe daarna. Vandag leef ek en jy in 'n wêreld wat ook gekenmerk word deur eintlik 'n mate van veel godendom. Wat baie mense sê Christus is nie alles nie, hy is maar een van 'n klomp. En die vraag is, wat maak jy daarmee? Glo jy vandag dat Christus alles is? Glo jy vandag dat hy jou opgestaande Here is? Glo jy vandag dat hy vir jou gesterf het? Dat hy vir jou opgestaan het? Dat hy vir jou aan die regterhand van die Vader sit en pleit vir jou en vir jou intree? Glo jy dit? As jy vir my sê ja, dan wil ek vir jou nou die volgende vraag vra. Watter impak het dit op jou lewe? Kan ek sien dat jy anders te leef as wat die wêreld leef? Want dit is wat dit moet doen. Dis wat Paulus hier eintlik maar net vir hulle, as ons tussen die lyne lees, eintlik vir hulle sê, julle moet strewe daarna. Daar's wysheid in Christus te vind. Maar julle moet regtig strewe na daardie diep en volledige insig in hom, want dis waar die geheimenis lê. Doen ons dit? Doen jy dit? Strewe jy na? Hoeveel tyd spandeer jy met stilte, om met God te praat, om met Christus te praat, om met die Heilige Gees te praat? Hoeveel tyd? Hy sê dis baie belangrik, dat ek en jy dit sal doen. En dan volgende week gaan ons verder gaan. Volgende week gaan ons lees van vers 6 af, wat gaan dan oor hierdie lewe. Wat hy sê, goed, kom ons vat dit nou 'n stappie verder. Jou lewe is verborge in Christus. So hy gaan volgende week vir ons vertel van hoe die volheid van God in Christus is, en omdat ek dan ook in Christus is, omdat ek in hom glo, het ek deel aan daardie volheid. 'n Regtig 'n gedeelte wat 'n mens baie uit kan put vir 'n mens se lewenspad vorentoe. Maar dis 'n gedeelte vir volgende week. Nou net hierdie week, hoe belangrik is Christus vir jou? Maak jy ten volle gebruik van hom? Soek jy hom op? En kan ek sien in jou lewe dat hy 'n sentrale rol in jou lewe speel? Mag jy in hierdie week bietjie gaan nadink oor hierdie gedeelte. Mag jy ervaar dat die Heilige Gees jou help en vir jou insig gee, diepere insig oor Christus gee. En mag jy dit dan gaan uitleef. Mag dit jou lewe verander ook. Mag jy daardeur ander mense se lewens ook aanraak. So baie seën vir jou. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna. 'n Paar vrae wat jou kan laat nadink weer oor hierdie gedeelte. So, maar kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie ook vir vandag. Baie dankie vir u seëninge in ons lewens. Dankie vir hierdie gedeelte dat Christus die geheimenis is, dat Christus in ons is en dat ons daarna moet strewe om nog meer van hom te leer. Christus, baie dankie dat u ons alles is. Kom en openbaar u self aan ons deur die werking van die Heilige Gees, deur die inspraak van die Heilige Gees. Heilige Gees, help ons in hierdie week om te luister na u stem, om sensitief te wees vir u werking in ons lewens ook,
Ons wil nie net vir onsself leef nie, ons wil 'n impak maak in die koninkryk. Ons wil mense motiveer om deel te word van die koninkryk, mense inspireer en na Christus toe bring ook. Help ons daarin. Vader, seën ons sodat ons 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit is my gebed dat jy regtig ware geseënde week sal hê en gaan en maak 'n verskil, en as jy al wil, kan jy al gaan kyk na 2 vers 6 tot en met einde van vers 15. Is 'n fenominale gedeelte waarby ons volgende week gaan stil staan. Maar seën vir jou week, gaan uit en maak 'n verskil. Groete.